Goeiemôre geliefdes. Baie welkom. Ekskuus, ek het die helfte hier gegroet en toe ek verdwaal daai kant. So aan hierdie helfte, baie welkom. Nee, so, en dan enkel wat bygekom het. Ek hoop u het 'n heerlike week gehad en wat 'n lieflike dag het die Here vir ons mee kom seën. Wonderlik, nê. Niemand nuut wat ek raak sien nie. Dink so nie. Kom ons groet gou mekaar. Ons het mekaar 'n week laas gesien of dalk langer, maar hallo Tannie Marie. Goed. Net soos verlede jaar. Ook goed. Op af, maar hier. As hy wonderlik. As hy met die dag saam geniet en dan ook vir die week wat voorlê. Ek gaan so enkele aankondigings net vir ons onderstreep. So 'n paar belangrike dingetjies waarvan ons moet kennis dra. Die eerste is, ons het vir 'n hele klomp jaar het ons nou die eerste diens opgeneem, die volledige diens, en dit was beskikbaar gewees op verskillende platforms. En ons het hierdie jaar begin om ook die klankbaan van hierdie diens op te neem. So dit wat ons nou, die boodskap word opgeneem. So as u dit graag sou wou kry, mis dalk 'n Sondag of ek het te vinnig gepraat of dit de mekaar gepraat en wil dit weer luister, dan kan u net bel die kerkkantoor of stuur net 'n e-pos of 'n WhatsApp. U word op 'n groep geplaas en dan na die diens as dit gelaai is, sal dit deurgestuur word op die groep. Dan het u die klankbaan van die boodskap. Met ander woorde, is nie die volledige diens nie, maar die boodskap. Wat dan beskikbaar sal wees. Dit is ek dink is 'n mooi wending wat gekom het en iets wat ons graag wou bygesit het. Dan die tweede, ek dink nie jy het daar kinders in die belydensklas nie, maar as jy weet van dalk kinders of klein kinders, dit begin vanmiddag 4:30, wat ons graag die ouers wil sien om die jaar te beplan en te bepraat. So as jy dalk weet van iemand wat die inligting moet kry, gee asseblief vir hulle deur. Ouers wat kinders het gewoonlik hier in graad 11. En dan, huweliksvoorbereidingskursus, wie van u staan op trou? Dis nie onmoontlik nie, waar's oom Lotel is nie vandag hier nie, ek het vir hulle op 'n hoë ouderdom en hulle 80 het vir hulle getrou, dis baie spesiaal geweest. Maar as jy dalk weet van jonger mense wat wil trou, ons het die huweliksvoorbereidingskursus die 7de Februarie, wat kosbaar en spesiaal is en dis 'n belegging in hulle verhouding. Dan ook jong volwassenes begin donderdag aand vir die jaar. So as jy weet van jong mense die op 20 tot 30, jy wil die net vir hulle deurgee, donderdag aande kom hulle bymekaar. Dis 'n lekker klein groepie, soos 'n selgroep bymekaar wat die lewe en alles wat hulle lewe raak saam geniet. En dan hier is iets vir Silverjare. Die Dinsdag is dit die 3de Februarie. Is dit die Valentynsdag ete. Waar is daar inligting wat ons van moet kennis dra? Weet julle daarvan? Is dit nie ete nie? Dis 'n besonderse geleentheid. Okay, goed. Valentynsdag word gevier op die 3de Februarie. So asseblief neem kennis daarvan. Gaan as jy dit wil bywoon, gee maar die naam deur en wees daar. En dan wil ons ook die 14de Februarie op 'n Saterdag aand wil ons 'n Valentyns aand fliek aand hê. So dit is vir die hele gesin. So dis nie net vir couples nie. So jy is baie welkom om saam en kom kuier hierso. Ek glo daar sal popcorn wees en 'n heerlike gesellige aand saam. En dan ietsie wat ons graag in hierdie kwartaal wil doen saam met Jesus se uitnodiging kom na my toe, wil ons eintlik ook sê kom na my toe en kom eet saam met my. So daar's 2 groepe wat sprake is. Ons wil die 20ste of die 21ste Februarie wil ons graag vra as u bereid is om 'n gasheer of 'n gasvrou te wees om 'n paar mense by u aan huis te ontvang, kos te maak en hulle te bederf. Dan is u baie welkom om dit so op te gee, om te sê ek sien kans vir dalk nog 'n egpaar, man vrou wat 'n bietjie senior is, of ek wil graag 'n jonger gesin met 'n pa en 'n ma en klein kindertjies of so. Ek sien kans vir hulle want ek is 'n oupa en 'n ouma en ek hou van klein kindertjies rondom my. Ek sien kans vir 10 mense of 20 mense wat ek kan onthaal. Is so. Ek kan tot en met 3 Februarie asseblief u naam so opgee om 'n gasheer of 'n gasvrou te wees. Die interessante is, u gaan nie weet wie gaan kom eet nie. Buiten dat daar as iemand soos Adams en Laura is allergies vir vis en seeprodukte, dan sal dit deurgegee word, hierdie persoon eet nie dit nie. Dan moet asseblief dit net maak. Ons soek nie ongevalle na die tyd nie. En so dis die een ding. Dan dink so lank daaraan
as u self so ete wou gaan bywoon, dink so 'n bietjie daaroor, of jy kan sien om oor iemand anders se drempel te gaan te tree en iemand onbekend te gaan leer ken. So dis na albei kante toe. Jy weet nie wie kom nie, en jy weet ook nie waartoe jy gaan nie. So, dis heerlik. So, raai wie kom kuier. So, ons gee net eers die gasheer, gasvrou deur, en daarna sal ons weer met die gesels van volgende week af, wie gaste wil wees, as ons weet hoeveel huise daar is. Goed, want ek dink mense wil graag gaan eet, maar jy moet daarom eers 'n plekkie om te gaan eet, nie? Okay. Reg so? Dis hy. Goed, dit is die aankondiginge vir die oggend. So kom ons dien die Here nou met ons offergawes. Die Here is vir ons goed, so kom ons seën vir hom met ons offers van dank. Kan ek hoor, is daar iemand wat vanoggend vir ons die Christuskers wil kom aansteek? Dankie Erna, jy is baie welkom. Ons gaan saam bid. Erna se man Manny gaan môre vir 'n flikkergram te kyk waar die kanker versprei het. So ons sit vir hulle voor die Here neer en ook ons dank die Here vir die offers. Here God, vanoggend kom buig ons voor U. Ons erken dat U die Here God is wat ons gemaak het, in die moederskoot geweef het, so 'n klein bietjie minder as die hemelse wese gemaak het. U weet presies hoe elke beentjie bymekaar pas, elke seëning, elke orgaan. Maar ons weet ook, Here, dat ons liggame is uitgelewer aan siekte en 'n klomp swaarkry en 'n klomp dinge wat gebeur. En ons wil graag vir Manny en vir Erna op die skoot kom neersit. Here, wil U vir hulle styf vashou. Hier waar Manny moet kanker gediagnoseer is en môre vir 'n flikkergram gaan. Ons bid, Here, dat dit uitgewys kan word waar die kanker is, dat die behandeling sal werk. Ons staan in vertroue, Here, U wat sê, U is Jahwe Rofeka, die God van genesing. Mag U hom fisies aanraak met genesingskrag. Mag U sy gees vernuwe en daar genesing bring. Wil U vir Erna sterk maak om saam met haar man hierdie pad te stap. Hou vir hulle sterk en moedig en
mag hulle weet, U is die God wat altyd by hulle is, ook in hierdie moeilike tyd van hulle lewe. En saam kom ons Here en ons buig met ons offers voor U. Ons bring U al die lof en die dank en die eer, ten spyte van wat die wêreld op ons neerdruk en wat in die wêreld met ons gebeur. Bly ons diep dankbaar vir U genade, U liefde en U troue sorg. Seën elkeen wat gegee het met dankbaarheid en maak ons getrou om hierdie offers in die koninkryk te gebruik, sodat U naam verheerlik mag word, hier naby tot daar ver. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Baie dankie, baie seën en sterkte. Geliefdes, ons kan staan, dan gaan ons 2 liedere saam sing, lied 280 en lied 514 en daarna kan U weer U plekke inneem. Ons gaan net nou so 2 gedeeltes saam lees. Ons fokus-teks vir die jaar, Matteus 11:28-30 en dan ook die bekende verhaal van Saggeus in Lukas 19. Maar voor ons daarby kom ons bid net eers saam. Here God, ons het nou met oortuiging gesing dat ons aan U behoort, dat U las lig is en die juk is sag. Ons het verklaar dat U ons redder is, groot en magtig, die
die een wat saam met ons op reis is deur ons lewe. Of ons op die bergkruine staan met arms omhoog, met groot vreugde in ons lewe, en of ons in die vallei is met diep hartseer, bekommernisse, gesondheidsuitdagings, met ander krisisse wat ons net wil oorrompel. Ons weet, U is oral. En ons getuig dit ook in een van die liedere wat ons jare al sing, en oral is my God. Dankie vir daardie versekering. So wanneer ons vanoggend U woord gaan saam lees en daaroor nadink, mag vanuit die verhaal van U ontmoeting met Saggeus ook vir ons opnuut weer laat besef wie U vir ons is en wat U vir ons doen. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Daarom hoef ons nie alleen te voel nie, want U is by ons. U sien ons raak. Ons het ook gesing, U het my raak gesien. Dankie vir daardie versekering. Kom seën ons met die lees en die oordink van U woord. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, kan ek gou sien, wie was nie verlede week hier gewees nie? Enkel is van julle gewees. Goed, so ek wil net weer vir julle op dieselfde bladsy bring. Dis die begin van die jaar en ons het 'n fokus tema en ons het 'n fokus teks en ons het 'n fokus lied vir die jaar. So dit is belangrik dat ons sommer net gou die drade bymekaar kry. So vanoggend praat ons oor die uitnodiging, kom soos jy is. En dit kom uit Lukas 19. Maar dan wil ons net gou kyk na verlede week. Ons het begin met ons fokusteks vir die jaar Matteus 11 vers 28 tot 30 wat ons nou weer gaan saam lees. En daardie teksgedeelte is baie bekend, want Jesus sê, kom na my toe almal wat oorlaai en moeg is, en ek sal vir julle rus gee. Die oorlaai is die beeld wat gebruik is van 'n skip wat te vol gelaai is, te swaar gelaai is, wat op die punt was om te sink. Julle sien daar een van daardie bote wat op die riviere vaar daar in Europa. Hy is hopeloos te swaar gelaai. En op die ouend, as jy weet, as die branders kom en die water slaan oor, dan kom hy tot stilstand en hy sink. En dis die woordjie wat gebruik word, oorlaai. Die Here sê, as jy so voel in jou lewe, daar's te veel goed wat op jou lê, kom na my toe. En dan die ander een is die baie bekende, ek dink baie beter is die eerste beeld is die van die juk, osse wat ingespan word, maar ons het verlede week gesê, die osse het gekom, nuwe osse, en hulle is gemeet, en dan is daar eers 'n ruwe juk gemaak, en daarna is hulle weer gebring die twee osse, en dan is dit afgewerk fyn, sodat hy mooi pas, want as 'n juk nie reg is nie, dan skaaf hy en hy maak seer, en dan is daardie os nie regtig op sy volsterkte en krag om te kan trek nie. En die Here sê, kom so ook, my juk is lig en my las is lig en my juk is sag. En dan die fokuslied wat ons veral by die eerste diens nou al geluister het, ons het hom nog nie saam gesing nie, is nog net bedien deur die orkes, is die lied van Crowder, Come As You Are. Soos die Here wil, sal ek volgende Sondag sal ek dit vir ons speel, sodat ons ook net die breër tema kan kry. Al wat dit hierdie lied eintlik maar sê is, ons het goed wat vir ons te moeilik is. Sonde, swaar kry, ander uitdagings, ons is op moedverloorse vlakte, ons het nie hoop nie, en dan kom die koorgedeelte en sê, die Here se uitnodiging, kom net soos jy is. Kom net soos jy is, want dit is niks wat ons kan aanbied nie. En dit bring ons dan ook by ons tweede teks, waarby ons gaan stil staan vandag, is die verhaal van Saggeus. Want die Here het ons uitgenooi in Matteus, maar hy het ook die woord kom gebruik in sy kontak met Saggeus. So kom ons lees hierdie twee teksgedeeltes saam, en dan gaan ons in die woord in beweeg. So Matteus 11, vers 28 tot 30. Kom na my toe. Daar is die tweede een. Is die ander een? Okay, goed. Kom ek lees gou vir julle is Matteus. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En dan ons fokusteks vir die dag is Jesus se kontak met Saggeus in Lukas 19. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hooftollenaar
'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees net tot sover. Nou, ek het 'n sterk vermoede dat almal van ons wat hier is, ken hierdie verhaal van Saggeus. Al baie keer gehoor, ek waarskynlik toe ons self klein was, kinders was, en toe ons groter geword die Bybel deurgelees het, want waarskynlik het jy al 'n paar keer verby Lukas 19 gelees en dit gelees en ook in preke gehoor, so sonnaskool kategese. En toe ons kinders klein was, toe was Jan de Wet, buiten dat hy 'n fenominale predikant en musikant was, en 'n sanger en 'n liederskat vir ons agtergelaat het hy ook die Here hom die vermoë gegee om die moeilikste Bybelswaarhede vir kleuters en vir kleiner kinders in musiek bymekaar te sit. So ons het groot geword met Jan de Wet en die Lofkleuters en 'n klomp ander, en daarna het 'n klomp ander sangers het ook die roete gevolg. En so ek, ja, waarskynlik het u dalk nie hierdie liedjie gesing nie, of dalk saam met die klein kinders, wat nou al heelwat in die jare is. Maar ek gaan hom probeer sing. Reg so? Want dit is 'n moeilike konsepte wat eintlik baie eenvoudig vir ons gegee word. Dit klink so: Saggeus was 'n klein man, kort en klein was hy. Toe maak hy 'n slim plan, want Jesus stap verby. En hy wou ook vir Jesus sien, toe klim hy in 'n boom. Maar Jesus roep: Saggeus, kom, ek wil by jou woon. Ek wil by jou woon. En net daar, van kleins af, leer kindertjies, daar's 'n uitnodiging. Jesus sê: Kom, ek wil by jou woon. So Jesus het 'n ontmoeting met Saggeus gehad toe hy daar in Jerigo kom het. Maar terwyl Jesus nog op pad was na Jerigo toe, was daar 'n ander ontmoeting gewees wat ons nie noodwendig van kennis dra nie, want ons is hier by die bekende gedeelte. Maar die van u wat nou nie 'n Bybel voor u oop het nie, weet julle wat gebeur net voor dit? Interessant, kom ek wys vir julle. In die laaste paar vers van Matteus 18 lees ons dat Jesus op pad is nog na Jerigo toe, want hy wil graag daar uitkom. En natuurlik is daar 'n skare mense, hulle sê dit is 'n groot skare mense wat saam met Jesus beweeg het. Nou ons kan onsself net indink die prentjie, dis baie mense en hulle is luidrigtig. Hulle sou nie stil agter Jesus aangestap het nie. Ek dink hulle was opgewonde en bly saam met hom gestap. En toe's daar 'n blinde man wat sit en bedel langs die pad, want dit is 'n hoofroete gewees. En hierdie blinde man vra toe, maar hy hoor toe nou daar gebeur iets, want hy kan niks sien nie, hy hoor. En hy vra: Wat gebeur? Nee, Jesus, die leermeester, die rabbi is op pad hierdie kant toe. En daar staan dat hy bo die skare uitgeskreeu het: Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Nou kom mens dink, is dit regte waar moontlik sonder 'n klankstelsel, sonder 'n megafoon of iets? Maar daar staan, hy het bo dit uitgeroep en Jesus het hom gehoor. So toe Jesus by hom kom, het Jesus hom aangeraak. Hierdie blinde man kon nie fisies sien nie, maar in die geloof kon hy sien dat Jesus is die een wat hom kan genees. Jesus is die een wat hom kan weer herstel in sy lewe. In die wonderwerk van plaas, Jesus genees hom daarna, staan daar dat hy met opgewondenheid agter Jesus aangestap het en hy het 'n getuienis gehad. Ek glo hy het nie stil gebly. Waar hy gekom het, het hy dit vir die wêreld vertel. So Jesus se koms na Jerigo het dus nie stil verbygaan nie.
Ons het in die Afrikaans sê ons, iemand reis incognito. Jy het al dit geleer ook van jongs af. So dit beteken dis iemand wat onder die radar beweeg, iemand wat sonder naam beweeg. Niks en niemand is hierdie geheime sendings wat mense op beweeg. Maar Jesus kon nie. Hierdie nuus het vooruit geloop tot in Jerigo. En nou kan ons maar net dink wat gebeur het. Die mense is opgewonde, Jesus kom na Jerigo toe en hulle het uit hulle huise uitgekom en langs die strate gestaan, waarskynlik 'n klomp buite die stadspoort gestaan en om Jesus te ontvang. Daar was letterlik nie plek vir 'n muis nie, want dit is 'n redelike groterige stad gewees. Ook Saggeus was baie nuuskierig, want hy het ook gehoor Jesus kom hiernatoe. Oor Saggeus hoor ons daar dat Lukas vir hom in groot detail beskryf wie hy was. So ons hoef nie te wonder wie hierdie klein mannetjie was nie. Maar so sy nuuskierigheid kry ook die oorhand en hy wil graag ook vir Jesus gaan sien. Teen hierdie tyd het die wêreld in Palestina gegons oor die radikale profeet wat geestelike leiers aangespreek het, reguit vir hulle gesê het wat hy van hulle dink en hoe hulle verkeerd is en die mense onderdruk. En ons laasweek so kortliks daarna gekyk. Hy het die regering aangespreek, daar waar onreg was en hy het gepraat oor die koninkryk van God. En Saggeus wou nie uitgesluit bly nie. Hy wou graag deel wees van hierdie groot iets wat gebeur in hulle stad. So Saggeus was nie soos 'n man, soos die man op straat wat Jesus aangeraak het, blind nie. Maar hy was verblind gewees as gevolg van sy eie lewenstyl, sy sonde en sy verkeerde. En ons gaan nou daarna kyk. Net gou so kortliks, name in die Bybel, die meeste van die name het 'n betekenis en vertel iets van daardie persoon. Kom ek gee gou 'n paar voorbeelde. Adam, mens. Elia, die Here is my God. Jakob, die bedrieër. Hy het dit uitgeleef ook, hy was regtig ware bedrieër geweest. Hanna, ag wonderlik pragtig. Genade of guns. Rut, haar naam beteken barmhartige vriend. Iemand wat 'n hart het verander. En sy het dit so uitgelewe. So kan ons aangaan en 'n klomp gaan kyk. Het jy al gewonder, wat beteken Saggeus se naam? Ek was verras gewees toe ek in die week daarna gaan kyk. So interessantheid. En so hulle sê ons die vraag, what's in a name? So Saggeus se naam kom van die stamwoord Zakkai, dis die Hebreëse woord wat beteken rein, onskuldig, regverdig. En ek net sê, oh my word. Hoe sê die jong mense, oh my word. Was daar al ooit 'n groter kontradiksie gewees? Skreiend teen mekaar wat opgestaan het. Pure, innocent, righteous. Saggeus was alles behalwe dit. Hy was die teenoorgestelde daarvan. Hy was 'n skelm. Hy laat enige korrupte persoon of stelsel van vandag soos amateurs lyk. Hy het homself verryk ten koste van arme mense, sukkelende mense, hy het hulle in die grond ingetrap. Hy was moreel gewetenloos en hy het mense afgepers, staan daar, toe hy reggemaak het. Ten spyte van wie hy was nog verblind gewees om sy eie sonde en sy verkeerde te sien. Dink hy maar, hy wil fisies vir hierdie rabbi, die nuwe geestelike leier wat op pad is, wil hy gaan sien. Daar was egter 'n paar hekkies wat hy moes oor. Een daarvan, hy was letterlik 'n kort mannetjie. Dit word vir ons mooi beskrywe. So, hy kon nie bo die mense uitsien nie. Maar omdat hy ook verag is deur die mense, want hy was Jan Taks wat hulle verneek het en in die grond ingetrap het, sou niemand vir hom plek gemaak het as hy probeer deur en sê, nee, staan jy soontoe. En nou soos die eenvoudige liedjie wat Jan de Wet geskryf het, vir ons sê, op die grondteks uit Lukas 19, het hy 'n plan gemaak, 'n slim plan. Hy het gedink hy gaan klim in 'n boom, hy het vooruitgehardloop gaan klim in die boom, en hy het gedink daar kan hy wegkruip, en so 'n bietjie kyk vir Jesus, wat verbykom. So hy wou onopsigtelik bly, maar daar wag toe 'n groot verrassing vir hom. Jesus gaan staan onder die boom en ek kan myself net die prentjie indink. Jesus staan, hy kyk vir Saggeus in die oë en sê, hey Saggeus, hy lag so in sy binne. Ag, kom net af van die boom af. Kom hier na my toe. Ek wil by jou tuis gaan. Kom. En Saggeus sien ons het afgeklim. Jesus wil eintlik, soos ons laasweek gesê het uit Matteus 11 uit. Jesus sien dat dit 'n mannetjie is wat oorlaai is met skuld
en met verkeerd in sy lewe, met slegte goed in sy lewe. Hy dra juk wat ander op hom geplaas het en wat hy op homself geplaas het. En dit skuur en skaaf hom en druk hom teen die grond neer. Dit hou hom klein. En Jesus sê, Saggeus, kom. Saggeus, kom. En die interessante is, Jesus nooi homself na Saggeus toe uit. Nie, Here, kom na my. Nee, Jesus sê, ek wil vandag by jou in jou huis tuis kom. En ons kan maar net bietjie inlegkunde insit om te dink, wat het in daardie huis gebeur? Saggeus en sy huishouding is daar, Jesus en sy disippels, en hulle eet en kuier, en daar moes gepraat word, en 'n klomp dinge moes gebeur. En dit weet ons tog vanuit die woord uit, dat wanneer jy in Jesus teenwoordigheid kom, kan geen mens bly soos wat hy was nie. Jy kan nie bly soos wat jy was nie. En iets het gebeur in Saggeus se lewe, dat hy opstaan, en deur wat hy getuig en wat hy sê, wat hy gaan doen, het hy eintlik eers gesê, Here, hier is ek met my sondigheid, ek maak my lewe reg. Ek gee hom vir u. So wat gebeur? Hy sê, vir almal wat swak is, en almal wat swaar kry, begin ek raak sien. Ek gaan die helfte van my besittings gaan ek gee vir die armes en vir die noodlydendes. Die mense wat hy nog verder in die grond en laat verarm het, gaan maak hy reg en sê, hier is my geld, om hulle te kan help, om op hulle voete te kan kom, genoeg te kan hê om te eet, staande te kan bly. Vir die wat ek regtig waar, Here, verneek het, links en regs, 4-dubbel gaan ek terugbetaal. Ek het daai persoon benadeel, ek wil hulle weer laat opstaan. So wat gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid van Jesus kom, en hy jou uitnooi en sê, kom, jou gesindheid verander, restituisie vind plaas, verhoudings word herstel met God, Jesus, en met ander mense. Saggeus wou op die eerste vlak Jesus fisies sien, maar sy oë het oopgegaan om sy sonde, sy onreg, sy geldsug, sy magsbeheptheid, sy meerderwaardigheid raak te sien. En hy buig in daardie tyd voor die Here, en hy maak reg. Geliefdes, in die week, toe ek besig is met hierdie teks, het daar 'n vraag in my kop opgekom. En dis die vraag, daar word baie pertinent gesê, Saggeus was kort. En dit het ek gewonder, mag 'n mens die vraag dieper vra? Is dit meer as net fisies? Is daar iets anders? So wat ek gaan aanbied is nie noodwendig iets wat in die teks staan, en ek wil ook nie iets doen wat nie in die woord van God staan nie. Maar ek dink as ons bietjie vanuit 2026 af terugkyk, vanuit die sielkunde, psigiatrie en sovoorts, sal ons kan agterkom dat daar ook in kort nog ander dinge is wat deel was van Saggeus se lewe. So ons kan aflei dat Saggeus weggekruip het agter posisie, status, geld. Die regering van die dag het dit vir hom daai posisie gegee. Daar word pertinent gesê, hy was die hooftollenaar en hy was ryk. Dit het hom in 'n bepaalde, wat sê Afrikaanse bracket, in 'n bepaalde status gegee, daai. So, verhewe bo. So die teks sê nie dat Saggeus 'n minderwaardigheidskompleks gehad het nie, maar ek dink as ons terugkyk met die kennis van vandag, dat baie mense gebruik hulle status, hulle posisie, hulle plek wat hulle het, om sterk te kan lyk, goed te lyk na buitentoe, oordrewe, vol vertroue te kan opereer, maar binnekant weet ons dat daardie mens is eintlik net so klein. In Lukas 19 lees ons dus van 'n man wat op verskeie vlakke klein was in die oë van ander. So dat word pertinent gesê in ons, dis nie inlegkunde nie, dit is net om die woord verder te ontleed. Hy was 'n tollenaar gewees. Met ander woorde, hy was die een wat geld verduister het, wat verkeerd met geld omgegaan het vanuit sy magsposisie. So hy is sosiaal verwerp. Mense wou niks met hom te doen gehad het nie, want hulle het op 'n bepaalde manier na hom gekyk en gesê,
jy's die een wat ons benadeel, ons geld vat. Hy was ryk, en as jy ryk was in Palestina, dan, hulle sê altyd waar daar 'n rookie is, moet daar 'n vuurtjie wees, of ek ruik lont, daar's iets wat nie reg is nie. As jy baie geld gehad het, en jy weet nog van jou posisie, dan is jy moreel verdag gewees vir ander mense, so dit het hom ook klein gemaak. En die derde een is, hy was alleen. As mens net dink, hy moes in 'n boom gaan klim om Jesus te sien, want niemand het vir hom gesê, gewoonlik as ons by foto's kom en so 'n kindertjies, jy sit hulle daar voor en sê dat jy mooi kan sien wat daar gebeur. Niemand het daar nie. Niemand maak plek vir hom nie. Ek dink hy was diep in sy binneste, was hy 'n alleen mens gewees. En dan, hy was kort. Hy kon op ander vlakke kon hy uitstyg en 'n reus wees. Maar in die oë van die mense was hy werklik waar klein. Hy kon nie uitstyg nie. Hy was dus nie net fisies klein nie, maar hy was 'n dwergie in sosiale kringe, uitgesluit en alleen. Hoekom? Omdat geld sy afgod was hy ook geestelik verlore. Jesus sê dit pertinent in sy bergrede as hy praat met 'n klomp mense wat daar voor hom sit in Matteus 6. Dan sê hy, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie God, die ware God en die geldgod saam dien nie. Die geldgod het 'n mag op jou wat die Here verdryf uit jou lewe uit. Maar ons kan baie maklik, geliefdes, vashak by Saggeus, die klein mannetjie, die tollenaar en alles rondom hom. Maar die krag van hierdie verhaal lê op 'n ander vlak. Dit is Jesus sien hom raak. Jesus kon baie maklik verbygestap het en gekonsentreer het op die mense wat agter hom aangestap het omdat hulle graag by hom wou wees of in geloof al na hom toe gedraai het. Maar Jesus stop pertinent, kyk op en hy sien hom raak. Daai raak sien het 'n diep teologiese waarde. Een van God se name in die Ou Testament, as jy nou die aankondigings fisies gekry het of elektronies aangestuur, gaan lees daar wat Jackie geskryf het. Een van God se name is El Roi, die God wat sien. Die God wat sien. Psalm 103 sê, jy kan daar in die donkerte probeer wegkruip, die donkerste dieptes, ook daar is dit lig vir God. Ons kan nie wegkruip vir die Here nie. Hy sien vir ons raak. Die tweede, uit die aard van die saak, Jesus weet alles, so hy het sy naam geken. Ek glo nie, iemand kom sê, Jesus daar is 'n hooftollenaar in die Saggeus, en kyk 'n bietjie uit vir hom nie. Maar Jesus ken hom, en hy spreek hom aan, op sy naam. En dit het my laat dink aan Jesaja 43 vers 1. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jesaja 49, jou naam is in my handpalms 2 gegraveer. Jesus het geweet van Saggeus. Hy het hom op die naam geken. En dan die wonderlike is, Jesus kon hom gelos het en by ander kinders van die Here gaan kuier het, maar hy sê, Saggeus, vandag wil ek in jou huis by jou tuis kom. Die skare was verontwaardig, het gesê hy gaan by 'n sondaar tuis. Maar Jesus verkies om dit te doen. Hy stap tot in die huis van Saggeus. Hy nooi homself en hy gaan kuier by hom. En dan die wonderlike is, hy begin regmaak en sê wat hy gaan maak met sy geld, wat nie eintlik syne is nie. Toe sê Jesus, daar het redding gekom vir hierdie huis. Daar het redding gekom vir hierdie huis. Hy is nou ook 'n kind van Abraham, hy word dadelik deel van die familie van God. Ingetrek, en dit is wat ons die afgelope 2 jaar ook bely as gemeente. Ons is die familie van Christus, die familie van God. Hy word ingetrek, dadelik deel daarvan. Saggeus, rein, onskuldig, regverdig, hy was dit nie. Maar na sy ontmoeting met Jesus, toe Jesus hom raak gesien het, hom aangespreek het, het daar 'n draaipunt gekom. En kan ons maar net die prentjies hê, hoe kyk God na ons, as ons kinders van Jesus en van die Here is? Hy
kyk deur Jesus na ons. Bloed gewas, skoon, rein, onskuldig, regverdig. So Jesus het letterlik vir Saggeus omgedop, van binne na buite. En luister gou mooi, het iemand dit so gestel, wat ek raak gelees in die week, het gesê, die een wat fisies kort was, word die een wat groot genade ontvang. Fisies klein, groot genade. Kosbaar, dis genade op genade. En ons weet, ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê, verlede week en ook vandag, Saggeus sou nooit uit sy eie, of in eie krag kon breek met sy eie lewe nie. Daar's nie 'n manier nie. Hy kon ook nie met daai baie geld sy guns gaan koop het, en sê, as ek nou betaal vir my sonde, dan kan ek kind van die Here wees nie. Maar dit vra genadige God, wat Jesus Christus na die wêreld toe gestuur het, om geheel en al nuut te kom maak. En dadelik in daardie dag, verander Saggeus se status, van 'n krimineel, 'n veragte mens, 'n uitgeworpene, 'n sondaar, na 'n geredde kind van Abraham, deel van God se volk, 'n nuwe mens. En Lukas onderstreep dit. Dit is presies waarvoor Jesus gekom het, om te soek en te red die wat verlore is. Hy het nie gekom vir die mense wat gesond is nie. Hy het nie gekom vir die mense wat al klaar in verhouding met hom leef nie. Jesus het gekom om sy lewe te kom aflê vir mense soos Saggeus, mense soos Anton. Dis waarvoor Jesus gekom het. En blaai ons deur die Bybel, dan het God en Jesus sondige, verlore en onvolmaakte mense na hom toe geroep, en uit genade uit, en kragtig omvorm, om deel te wees van sy koninkryk, en dan ook diensbaar te wees in sy koninkryk. Ons dink aan Moses. Hy was nie die perfekte kandidaat gewees om die leier van 'n volk te wees nie, welsprekend nie. Hy kom met sy verskonings en God sê, ek wil jou gebruik. Samson, die een wat lief was vir vroue, agter hulle aangehardloop. En sy sonde het hom ingehaal, maar die Here het hom weer krag gegee vir 'n laaste groot wonderwerk. So die Here het hom gebruik as 'n rigter, al was hy nie 'n perfekte rigter gewees nie. Rahab, met haar donker verlede, die Here gebruik haar, en daar kom redding vir haar in haar huis, toe Jerigo, die ou Jerigo, vernietig is. Dawid, God se oogappel in die Ou Testament. Hy het goed aangejaag. Hy het sonde gepleeg. Hy is gestraf daarvoor, maar die Here het hom herstel toe hy sy sonde bely. En hy word 'n kragtige getuienis en 'n leier in die volk Israel tot vandag toe. Blaai ons na die Nuwe Testament. Die oorspelige vrou, ook 'n donker verlede, 'n leefstyl wat sy gehandhaaf het. Die Here sê, ek gaan nie klip optel en jou gooi nie, maar gaan huis toe, gaan maak reg, en gaan leef vry. En ek glo sy het 'n getuienis gehad daarna, sê die Here het my nie afgeskryf nie, hy het my gesien. Die disippels, almal van hulle het 'n verlede gehad. Dink aan Petrus, ek kan my baie goed met Petrus vereenselwig. Petrus het eers gepraat en dan gedink. Hy het baie keer in die gemors gekom daaroor, ek ook. Maar die Here maak hom die rots waarop hy sy kerk wil bou. Hy raak die leier van leiers. Fantasties. Paulus, die kerk vervolg, gelowiges doodgemaak, gevange geneem en in tronk laat sit. Die Here sien hom raak, hy tref hom daar, hy draai sy lewe om, en hy gebruik vir hom die grootste apostel van alle tye te word. Jesus se uitnodigings vandag steeds van krag. Hy sê, ek sien jou raak, kom na my toe. Maar hy sê ook, kom soos jy is. Ons kan nie volmaak voor die Here gaan staan nie, nooit. Maar ons kan kom soos ons is, want hy nooi ons so uit. Die Engelse lied, come as you are. So Jesus herstel, Jesus maak nuut, hy bring blydskap in jou lewe as hy tuis kom in jou lewenshuis. So of dit goed gaan vandag met jou, jy op daar op die kruin is, en of dit met jou bitter moeilik gaan, jou lewe deurmekaar is, nie is daar in die vallei, maak nie saak nie.
Jesus sê, kom Saggeus, kom na my toe, kom vind by my rus, kom vind 'n nuwe lewe by my. Geliefdes, ons gaan soos verlede week weer 'n stil word moment hê, maar ek wil u graag uitnooi, in die tyd wat ons so 'n bietjie gaan stil wees, daar is gebedspapiertjies daar, as jy sou wou gaan skrywe, is baie welkom om op te staan, te gaan skrywe en op die gebedsbord neer te sit, of jy kan na die tyd gaan skrywe, ons gebedsbediening is gereed, om in hierdie week saam met u, voor die Here in gebed te tree. So Erna, ek sal graag wil hê dat jy gaan opskryf daarvan Manny, dat ons kan saam intree vir julle. Maar maak nie saak waar, as dit goed gaan skryf dit neer. Ek is dankbaar. Timmy wat ons musiekbedieningsleier was vir vanoggend, hy het gesê, hy het nader gekom vir gebed en hy het gesê, hy is dankbaar. Die Here gebruik hom, hy werk lekker, dit gaan goed met sy projekte wat hy het. So ons kan dit als gaan neerskrywe. Daarso is baie welkom. So kom ons gebruik 'n geleentheid om so 'n bietjie stil te word, en ons hoor wat die Here vir ons sê, en wat ons graag vir die Here wil terug sê. Ons kan bid of neerskrywe. Here Jesus, ons is diep dankbaar, ons leef met hierdie versekering, U sien my raak. U ken my op my naam. Ek dra nie net 'n naam wat my ma en pa vir my gegee het nie. Ek dra 'n naam wat U vir my gegee het. Ek weet dat ek veilig in U hand is, want my naam is in U handpalms gegraveer. Of dit met my goed gaan, en of dit met my bitter swaar gaan. U het ons op ons naam geroep, en verklaar, jy is myne. Ons het dalk nie so 'n rowwe lewe soos 'n Saggeus gehad nie. Ons het dalk nie 'n lang lys van erge kriminele wat in ons lewens plaasgevind het nie. Maar ons besef, Here, daar was dalk ook 'n tyd toe ons ver van U geleef het, die rug na U gedraai. Dankie dat U voor ons kom staan het, toe ons vir U weggekruip het, en ons raak gesien het. Gesê het, ek wil by jou kom tuis maak, ek wil in jou kom lewe, ek wil jou kom oormaak, ek wil jou kom herstel, ek wil jou sonde wegvat, ek wil jou kom vrymaak, sodat jy as 'n nuwe mens kan lewe. Dankie Here dat ons met ons versigtinge, met ons dankbaarheid, met ons nood, met ons krisis, met ons vreugde en ons hartseer, alles na U toe kan kom. Dankie dat U die hoorder en die verhoorder van ons gebede is. Dankie dat ons veilig is in U hand. En dankie dat ons weet, omdat die Gees in ons is, het ons 'n reisgenoot saam met ons, wat ons sal deurdra van
vandag, môre, elke dag van ons lewe. Ons bring elke onuitgesproke gebed na U toe. Elke gedagte wat vanoggend in hierdie oomblik voor U neergesit is. Ons weet U het dit gehoor. En U sal ook antwoord. En U sal elkeen wat daardie gebed gebid het, kom aanspreek en doen wat gevra is. Want U is 'n genadige God, groot in barmhartigheid, 'n ruim hart vol liefde, wat terug ontvang en weer wil seën en wil seën en wil seën. Hoor ons gebede, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, nuwe lied. Ja. Seker. Goed, 510 genade onbeskryflik groot. Jy het hom daai e-mail. Goed geliefdes, ons gaan genade onbeskryflik groot sing. Ons het hom verlede week gesing, maar dit pas regtig waar, so dit vertel die verhaal. So kom ons sing dit saam. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Gaan huis toe met die wete, God sien U elke dag raak, elke oomblik. Hy ken U op die naam, hy saam met U op reis. So sy seën in hierdie oomblik is so waar en dra vir U. Die Here is voor U om die pad vir U gelyk te maak. Die Here is agter U om die aanvalle van die bose af te weer, wat ons in sonde wil dompel, wat ons na die verkeerde wil laat kyk en doen. Die Here beskerm ons rug. Die Here is onder U as U dalk deur 'n moeilike tyd gaan, vandag en môre. Erna my nie, ons dink in besonder aan julle. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is langs julle om julle arms toe te vou. Die Here is bokant julle om julle te seën. En die Here is binne julle om julle te lei deur sy Heilige Gees, nou, môre, die hele week, vir ons aardse lewe tot in ewigheid. En God se mense sê hierop.
Amen. Amen. Blessings. 'n mooi geseënde dag vir elkeen.